Goeiemôre vriende, ons is smack bang binne in die naweek, dis Saterdag die 13de Desember 2025. Ek hoop julle het sommer net 'n lekker Saterdagoggend en Saterdag die dag waar julle sommer net so 'n bietjie julle bene kan uitskop en sommer net so 'n bietjie rustig kan raak, né? Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, wat 'n voorreg is dit nie om U te dien nie. Wat 'n voorreg is dit nie om te weet dat U ons God en ons Vader is nie. 'n Voorreg wat ons het om te weet dat U ons lei nie. Here, ook baie keer wanneer ons moedeloos raak, weet ons is U by ons, hou U ons vas. Here, vertroos U ons en sê U vir ons, moet jy nie bekommer nie, ek sal sorg, soos Petrus sal vir ons herinner het daar in 1 Petrus. Here, baie dankie dat ons kan weet dat ons te alle tye na U toe kan kom. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, ja, ons is nou so besig om hier na die einde van Filippense toe te beweeg. Paulus is basies besig om die laaste paar dingetjies vir hierdie mense te skrywe. So ek wil dit sommer so vir julle lees en dan kyk ons waar raak ons aan, hè. Hy gaan dan nadat hy nou vir hulle gesê het waarop hulle gedagtes moet rig, hulle moet hulle gedagtes rig op wat waar is, wat edel is, wat reg is, wat rein is, wat mooi is, wat prysenswaardig is. Hy sê watter deeg of waardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig, sê hy. En dan gaan hy aan, dan sê hy: En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En wat God wat vrede gee sal by julle wees. Vereens hierdie vriende, ja, dit is amper half, ek en jy voel amper as ons sê, hoe kan iemand nou so iets sê, nee, hoe kan iemand nou so iets sê, maar ek dink Paulus, soos ek al vir julle gesê het, was so vol van die Heilige Gees. Hy het so naby aan God gelewe nadat hy op die pad van Damaskus, Jesus vir hom so 'n bietjie gepiets het daar, hy blind geword het vir 'n paar dae lank en hy besef het maar Jesus vervolg. Dat by Paulus is daar geen illusie nie. Dit is hoe jy moet die Here volg. En daar kom sê hy ook vir hulle, kom sê vir hulle, hoor hierso, wat julle van my geleer en ontvang het, want onthou nou ook, hierdie mense was heidene, hulle het niks van Jesus geweet en hulle het tot geloof gekom en hulle het vir Jesus aanvaar, hè. En daar kom sê Paulus, lyk dit vir my met oorgawe, nie 'n arrogansie weer eens die vriende, maar 'n selfversekerdheid, want hy weet hy lewe naby die Here om vir hulle te sê, wat julle van my geleer het en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. Dit moet julle doen. Nou, ek kan ek gou vir julle 'n bietjie uitdaag, myself uitdaag. Kom ons begin by die pa en ma. Pa en ma, kan julle vir julle kinders sê wat ek vir jou geleer het en wat jy van my ontvang het en wat jy by my gehoor het en wat jy by my gesien het, dit moet julle doen. Kan julle dit vir julle kinders sê? Kan jy as 'n CEO, 'n middelvlak bestuur in jou besigheid waar jy is, kan jy vir die mense wat daar werk, die werknemers vir hulle sê, hoorie julle, wat julle van my geleer het en wat julle van my ontvang het en wat julle gehoor het en wat julle gesien het, dit moet julle doen. Kan julle dit sê? Dis wat ek hoor Paulus kom sê eintlik vir hierdie mense in Filippense en Filippi. Vriende, ons moet vir ons die vraag afvra, want dit is wat ek by Paulus hoor, hoe ons optree, dit wat ons geleer het, dit wat ons ontvang het, dit wat ons gehoor het, dit wat ons gesien het met die 2 oë, dit moet julle doen. As ek en jy as kind van die Here daardie vrymoedigheid, miskien dis die regte woord, ek het die woord gesoek die hele tyd, nie selfverseker nie, maar vrymoedigheid. Paulus het daai vrymoedigheid. As ek en jy daai vrymoedigheid kan hê om vir iemand te sê, weet jy, al wat jy moet doen, moenie worry oor enige iets anders nie. Al wat jy moet doen. Wat julle van my geleer het en hoe julle gesien het, hoe ek optree en wat julle gehoor het ek sê, dis wat julle moet doen as kinders van die Here. Julle moet die Here so volg, want ek het vir julle die voorbeeld gestel. Kan dit nie amazing wees as ek en jy daai absolute vrymoedigheid het om vir mense dit te kan sien. En miskien moet ons so lewe, vir die Here vra, vir die Heilige Gees vra, vriende, dat ons so naby aan Jesus sal wees. Daarom is dit belangrik, ek praat maar met myself, julle weet, ons moet met die woord omgaan. Al is dit 'n gedeelte wat jy 'n week na week, dat jy later uit jou kop uit kan opsê, moet ons omgaan, want so word ek en jy gevorm deur die Gees. Ons word gevorm deur die Gees wat uit die woord uit met jou en met my inderdaad kom praat. Kan dit nie wonderlik wees as ek en jy op die ou en dit kan sê vir iemand, wat jy my gehoor het en wat jy my gesien doen het, dit kan jy doen.
dit is navolgingswaardig. Dan is ek en jy inderdaad in Psalm 1, dan is ek en jy soos 'n boom wat by waterstrome, regverdig is eers soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, wie se wortels hang aan die water is die Heilige Gees werk deur jou, en die vrugte van die Gees hang daar, en die mense sien vrede, en die mense sien vreugde, en die mense sien vriendelikheid, en die mense sien liefde, en hulle sien nederigheid, en hulle sien selfbeheersing, en hulle sien geduld, en hulle sien goedhartigheid, en hulle sien goedhartigheid, geduld en getrouheid, sien hulle by hulle. Sal dit wonderlik wees nie, as mense dit sien by ons, en dit hoor by elkeen van ons vriende. Kom ons strewe daarna, kom ons vra vir die Gees, om ons daarmee te help. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.